Liewe vriende, wat 'n heerlike voorreg is dit nie weer eens dat ons saam kan wees rondom die woord van die Here nie, dat ons met mekaar kan praat, dat ons saam voor die Here kan kom, en al is ons nou vandag op verskillende plekke, is dit wonderlik dat ons saam voor die Here kan kom, en dat ons saam kan deel in die woord van die Here, dat ons saam kan deel ook in gebed. Dit is die genade van die Here wat aan ons so geopenbaar word, so dis 'n groot voorreg om saam met u te kan wees elke keer, en om die woord saam met u te mag deel, en te weet, dis nie my woord aan u nie, dis die Here se woord aan ons, so ons elkeen kan iets daaruit kry om te leer, en om saam met ons dit te vat. So mag die Here vir u seën. Ek vertrou dat u moed het in die Here, ek vertrou dat u opgewonde nog is oor die Here, en dat u uitsien na wat hy nog met u lewe wil doen, en in u lewe wil doen, net soos wat ons uitsien na die dag wanneer hy weer sal kom, om vir ons te kom haal, om by hom te kan wees. So mag die Here sommer net vir u wonderbaarlik seën. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons sê in hierdie dag vir u so baie dankie, dat ons so bevoorreg kan wees, om kinders van die Here te kan wees. Here, dit is so groot voorreg om met vrymoedigheid te kan kom, en met u te kan praat, en te kan weet, u hoor, en u verhoor, want u gee om, en ons prys u daarvoor, en daarom, Here, wil ek bid vir iemand, wat nog nie vir u ken nie, wat nog nie by 'n plek van oorgawe gekom het nie, Here, dat u nou vir hom en haar sal nader trek, dat die Heilige Gees nou in hulle sal werk, om aan hulle bekend te maak, gee jou lewe oor aan die Here, vertrou op die Here, beroep jou op die bloed van Jesus, om jou sondes weg te was, dat jou verlede uitgewis kan word, en dit nooit weer vir jou in die toekoms kan pla nie. Here, wees saam met elkeen van ons asseblief, vergewe ons, waar ons dikwels vir u teleurstel, bewaar ons van die bose, o Here, maar nou bid ons, kom seën u woord aan ons harte, maak ons harte ontvanklik, maak ons ore oop, Here, dat die woord nie net op die oor sal val, en die oor sal streel nie, maar dis ons gebed, dat die woord die siele sal aanraak, dat daar beweging sal kom in ons binneste, deur die kragtige inwerking van u, o Heilige Gees. Kom dan nou, Here, en ontmoet met ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hierdie baie bekende Psalm 91, wat ons almal ken natuurlik, en ek onthou dat in die COVID-tyd het mense baie vasgehou aan Psalm 91, hierdie beskerming wat vir ons hier deurgegee word, deur die woord van die Here. So kom ek lees vir u al hierdie 16 verse van Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Want u, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en leer en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Net tot sover dan die geleesde deel. Nou ja, liewe vriende, as 'n mens kyk na die Psalm, soos ek sê, dit is so 'n welbekende Psalm, dan praat dit hier natuurlik
van al die beskerming wat daar is as jy die Here aan jou kant het en jy saam met die Here is. Maar weet jy, dit is nie die hoofboodskap van hierdie psalm nie. Die hoofboodskap van hierdie psalm kom vir ons te voorskyn in vers 1 waar daar staan, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Met ander woorde, as jy mooi luister na hierdie vers, dan kom jy agter, dit praat van iemand wat naby aan die Here is, iemand wat in sy teenwoordigheid sit, wat vernag in sy skaduwee. Dis nie iemand wat ver van hom af kan wees nie, nee, dis iemand wat naby aan hom wees. So, hier aan die begin kan ek al reeds sê, dat die doel van hierdie psalm is om mense op te roep om naby aan die Here te kom, om die Here hulle beste te maak, en dit is wat die psalmdigter hier vir ons uitlig, en daarom sien ons dan in vers 2 hierdie pragtige woorde as hy sê, hoor wat sê, hy sê, ek sal tot die Here sê, ek sal tot die Here sê, dis wat hy vir die Here sal sê, met ander woorde, hy gee nie om wat ander sê nie, hy gee nie om wat ander se mening is nie, maar dit is wat hy vir die Here sal sê, en die vraag is, meneer die psalmdigter, wat sal jy vir die Here sê? Hy sê, ek sal vir die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Dit is met ander woorde wie die Here vir die psalmdigter is, want die psalmdigter is iemand wat in die teenwoordigheid van die Here sit. Hy skuil daar en hy vernag in die skaduwee van die Almagtige. So liewe vriende, ons word opgeroep om nie op 'n afstand die Here te dien en te volg nie. Ons word opgeroep om naby aan die Here te lewe, dat ons ook kan sê, hy is my toevlug, hy is my bergvesting, hy is my vertroue. Dit spreek alles van dinge wat vasstaan vir die psalmdigter, en so kan 'n mens sommer vir mekaar ook vra, wie is die Here vir jou? Wat sal u, of hoe sal u vandag die Here beskryf vir u self? Wat is die verhouding wat u met hom het? Wat is die verhouding wat hy terugreflekteer na u toe en na my toe as sy kinders? Kan ons ook vandag met ander woorde met oortuiging sê, die Here is my toevlug, die Here is my 'n bergvesting, met ander woorde, hy is vir my 'n skuilplek waar ek veilig is, die Here is my vertroue. Ek vertrou op niks anders en op niemand anders as net die Here en die Here alleen nie. Kan jy sien, liewe vriende, watter voordele daarin is om net naby aan die Here te lewe, om in sy teenwoordigheid rond te kan beweeg, wil ek eintlik sê, om nie te dink dat daar is iets wat jy wil wegsteek vir hom nie, of iets waarvoor jy bang is vir hom as jy aan hom dink nie, maar waar jy besef, ek is in sy teenwoordigheid, daar is niks wat ek kan wegsteek nie, daar is niks wat ek ook wil wegsteek nie, want hy weet alles. Ons dink in Psalm 139 wat hy praat van, nee, dat die Here, hy bewaar jou, jou sit, jou opstaan, jou gaan, jou lê, jou gedagtes, die woorde wat uit jou mond uitkom, alles is reeds bekend aan hom, want hy is bekend met jou. En dit, liewe vriende, is die uitnodiging vir my en vir u, om naby aan die Here te kom, en om in sy teenwoordigheid te bly, om die tyd uit te koop, om saam met hom te wees. En dan is dit so wonderlik, as 'n mens nou verder hier aflees, dan praat hy van al hierdie beskerming, wat daar vir jou is, en hoe dat die Here jou sal bewaar, en dan sê hierdie pragtige teks, wat ons baie hou van om aan te haal, en wat die duiwel selfs aangehaal het, toe hy vir Jesus versoek het in die woestyn, het hy ook dit gesê, spring af, want die engele sal u mos op die hande dra. Met ander woorde, dit bly interessant om te dink, hoe dat die duiwel die woord geken het, maar hoe dat hy ook in staat is, om hierdie woord juist te verdraai, soos wat hy dit verdraai het, toe hy met Eva gepraat het, en God se woorde probeer verdraai het, sodat hy net 'n gesprek met Eva kon kry, en haar aandag kon kry. En so sê die Bybel vir ons hier, dat die engele van die Here sal jou op die hande dra, en ek wil hê jy moet hierop let, hoor wat sê dit hier, hulle sal jou beskerm op al jou weë.
Nee, en dis belangrik om dit raak te sien op al jou weë. Want die sien, as ek in U eerlik is, dan sal ons erken dat ons weë is nie altyd goed in die oë van die Here nie. Die dinge wat ons bedink, die dinge wat ons praat, die dinge wat ons doen, dra nie altyd God se goedkeuring weg nie, maar die Here sê vandag vir ons, dat sy engele sal ons bewaar op al ons weë, ook wanneer ons swak is, ook wanneer ons verkeerde pad wil loop, dan bewaar die engele vir ons. Dis nie net van die slegte dinge nie, en vir die goeie dinge nie, nee, dis ook wanneer ons die pad wil byster raak, en dit is wat Jesus mos, onthou U vir Petrus gesê het, die Satan het vurig begeer om jou te sif, soos wat 'n mens koring sif, maar ek het vir jou gebid, dat jy nie sal deurval nie, dat jou geloof sal hou, en dis die kosbaarheid, liewe vriende daarvan, om naby aan die Here te wees, om in die Here te wees. Johannes 15, wat vir ons sê, bly in my, ek is die wynstok, julle is die lote, bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, as ek dink aan die COVID tyd, as ek soontoe mag teruggaan, dan, en ek sê dit nie beskuldigend nie, ek sê dit, dat ons net dink daaroor, dat jy weet, baie duisende mense het aan Psalm 91 vasgehou, dat hulle hoop hulle sal die COVID kry nie, hierdie plaag, hierdie pes sal nie na hulle toe kom nie, daar sal niks met hulle gebeur nie, en die hartseer is, liewe vriende, daar is baie Christene dood in hierdie tyd. En die punt waaroor het hier gaan, is nie dat die Here het hulle nie bewaar nie. Die punt waaroor het hier gaan is, dis omdat dit 'n belofte van die Here is, kan ek nie 'n belofte vir my toeëien, as ek self nie my kant nakom nie. En asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie, daar het baie kinders van die Here in COVID-tyd gesterf, wat lief was vir die Here, wat ernstig was vir die Here, want ons lewe en ons tye is nie in ons hande nie, dis in God se hand, maar op die punt wat ek hier wil uitlig, dat jy kan nie maar net hierdie beloftes vir jou aantrek, maar jy loop jou eie pad nie, maar jy wil hê die Here moet sy beloftes hou nie. En daarom is dit kosbaar as jy verder in hierdie gedeelte lees, dan kom hy by vers 14 en hoor wat sê hy by vers 14, hoekom sal die Here die een wat in sy teenwoordigheid is, wat in sy teenwoordigheid skuil, wat in sy teenwoordigheid sit, hoekom sal die Here hom bewaar? Hoekom is die Here vir hom 'n toevlug en 'n bergvesting en sy vertroue? Die antwoord is, omdat hy my liefhet, sê God. Dis wat die psalmdigter sê, omdat hy my liefhet, sê God. Daarom, hoor wat hy sê, daarom, dis God wat nou praat, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. So die eienskap hier is, omdat hy my liefhet. En ons weet, dat as ons iemand liefhet, dan gee ons om vir daardie persoon, ons spandeer tyd saam met daardie persoon, ons begeerte is om ons beste vir daardie persoon te gee, vir wie ons liefhet, of dit nou my vrou is, of dit my kinders is, of dit my ouers is, wie dit ook al mag wees, of sommer net vriende is, maar elke mens vir wie ek liefhet, wil ek my beste voorgee. En so, liewe vriende, is dit wonderlik dat God sê, omdat jy my liefhet, sal ek jou red, en sal ek jou beskerm. So, as God na my hart kyk in hierdie dag, dan is die vraag, sien hy die liefde wat ek vir hom het? Is hy bewus van die liefde wat ek vir hom het? Is ek iemand wat gehoorsaam is aan hom? Is ek iemand wat sy gebooie onderhou? Is ek iemand wat tyd met hom spandeer en altyd in sy teenwoordigheid wil wees? Is ek iemand wat die sonde vir my en die sonde wegdruk van my af, of spring ek maar net in en doen ek maar net wat ek wil, maar as daar moeilikheid kom, dan sê ek, Here, kyk wat het U beloof. Nou, liewe vriende, hierdie Psalm het hierdie wonderlike gedagte in hom ook, dat hy nie vir ons hier sê, dat jy gaan nie in die moeilikheid kom nie. Ja, dit lyk by tye asof hy sê, niks sal ooit met jou kan gebeur nie, maar hoor wat sê hier in vers 3, hy sê, want hy praat van die Here, hy sê, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes.
So met ander woorde, hy praat hier van, dit sal vir jou, of dit kan by tye vir jou wees, asof jy alreeds in die net van die voëlvanger gevang is. Met ander woorde, asof die krisis en die probleem, en wat dit ook al is, asof dit alreeds besig is om jou onder te kry. Maar dan is dit hierdie wonderlike vertroosting, dat uit die net van die voëlvanger, al het hy al sy net oor jou gespan, maar God is in staat, omdat jy hom liefhet, omdat jy hom aanroep, is God in staat om jou uit die net uit te red. Nee, en vir my bly die mooiste voorbeeld hiervan bly as twee, en dit gaan saam, dit is Daniël op sy eie en Daniël se 3 vriende. Nee, dat Daniël was nie gered omdat hy in God geglo het en omdat hy lief was vir die Here en die gebooie van die Here onderhou het en omdat hy die persoonlike intieme verhouding met die Here gehad het, was hy nie gered van die leeukuil nie. Nee, prys die Here, hy is gered in die leeukuil. En dis die wonderlikheid dat die voëlvanger soms sy net om ons span en dan dink die duiwel hy het ons, hy dink hy het ons vernietig, hy dink hy die oorwinning behaal en God red ons uit die net uit. Want God laat nie sy kinders onderkry deur die duiwel in elk geval nie. So, dis die wonderlikheid daarvan, dat Daniël word in die leeukuil gered, nie van die leeukuil nie. En net so was dit met sy 3 vriende, dat toe Nebukadneser hulle dreig met hierdie brandende vuuroond, het hulle vir hom gesê, hy het vir hulle gevra, watter God kan julle hieruit verlos? En dan sê hulle vir Nebukadneser, ons God kan. Maar dan gaan hulle verder as dit en hulle sê, maar selfs al sou hy nie, dan sal ons nog steeds nie buig voor jou beeld nie. En dan sien ons, liewe vriende, dat daardie oond word selfs nog warmer gemaak en hierdie 3 vriende word nie gered op 'n wonderbaarlike wyse van die vuuroond, dat daar iets gebeur het en toe is hulle nie ingegooi nie. Nee, hulle word ingegooi, maar dan die wonderlikheid is dat Jesus red hulle in die vuuroond, want die Bybel sê dat toe Nebukadneser weer kyk, toe sê ek sien 'n vierde en hy lyk soos die seun van 'n mens. Hy sien vir Jesus, hy weet dit net nie, maar hy sien vir Jesus daar in die Ou Testament, sien hy hom saam met Daniël se 3 vriende in die oond. Hy red hulle in die vuuroond, nie van die vuuroond nie. So dit is die wonderlikheid daarvan, en wat sê dit vir ons, liewe vriende? Dit sê vir ons, dat te midde van krisisse, te midde van struite, waardeur ons gaan, wil die Here vir ons kom sê, bly vertrou, bly in my teenwoordigheid, moenie uit my teenwoordigheid uitbeweeg nie. Dis een van die grootste foute wat ons maak in hierdie lewe, liewe vriende, en dit is dat ons dink by tye die Here het ons gefaal. Ons dink by tye, ons het vir die Here 'n datum, 'n sperdatum gegee, wanneer hy moet help, en as hy nie betyds help nie, dan is dit verby met ons, en ons vergeet dat God die een is wat na die sperdatum nog steeds kan werk. Al wat hy van ons vra is, bly in my teenwoordigheid, hou vas aan my, maak my jou vertroue, maak my jou bergvesting, maak my jou toevlug, en moet nooit 'n ander toevlug soek nie, laat die Here altyd jou toevlug bly. Vriende, dit is ons uitdaging waarmee ons te doen het, want krisisse kom oor 'n mens se lewe, wanneer jy dit die minste verwag. Die Satan is altyd gereed om 'n krisis teen u en my te beplan, om dit uit te werk, en ons weet hoe dat hy enige ding kan so probeer draai, dat dit lyk vir ons, dis verby. Ag, ek dink sommer net aan ou Lazarus se geval, toe hy skielik baie siek geraak het, en dit gebleik het dat hy gaan sterwe van hierdie siekte, indien daar nie 'n wonderwerk gebeur nie. En u weet mos, hoe dat Maria en Martha het 'n dringende boodskap na Jesus toe gestuur, daar waar hy was, en vir hom gesê, hulle speel op sy gevoelens, hulle sê, hy vir wie u lief het, is baie siek, kom onmiddellik. En dan hoop hulle dat die boodskap is dringend genoeg, dat Jesus alles sal los waarmee hy besig is, en dat hy gou sal kom, want as hy dalk betyds nog kan wees, dan kan hy miskien iets vir Lazarus doen. En dan sê die woord, dat die Here doelbewus langer gebly.
En daar was 'n les wat hy vir hulle wou leer, maar daar's 'n les wat hy vir my en u saam met dit wou leer, en dit is, moenie vir God sperdatums gee nie, moenie vir God spertye gee nie, moenie dink vanuit 'n menslike oogpunt, en dink dat ons dit van toepassing op God kan maak nie, want God is baie hoër as ons. Sy gedagtes is anderste. En dan sien ons hoe dat wanneer Jesus daar aankom, dan kom hy 4 dae te laat daaraan. En dit was Martha se groet aan hom, dit was Maria se groet aan hom. As u maar net vroeër hier was. En wanneer Jesus vir hulle vra waar is hy begrawe, dan wil hulle hom weghou daarvan. Here, dis al 4 dae, hy ryk al, los af, is asof hulle vir hom wil sê, u kon net sowel maar gelos het, u is te laat. En dan kom wys Jesus vir hulle, as julle net kan leer om op my te bly vertrou, dan sal ek doen wat ek kan doen, wanneer ek dit doen, vir wie ek dit wil doen, en waar ek dit wil doen. En dan sien ons, hoe dat Jesus vir Lazarus uit die graf uit oproep, en hy roep hom tot lewe. Vriende, dit is wat Psalm 91 vir ons wil beteken, en vir ons wil sê, dat hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hy sal vir die Here kan sê, u is my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. En dan kom hy so mooi as hy sê vers 14, omdat hy my lief het, dan sê, sal ek hom red, en dan gaan hy voordeur te sê, omdat hy my naam ken. Hy weet wie ek is. En weet jy, as ek dit lees, dan dink ek onmiddellik aan Maria Magdalena. Dat wanneer sy daar by die graf is, en sy sien die tuinier, en sy besef nie op daardie oomblik, dat het Jesus is nie. Maar dan sê die Bybel, en sy sê vir die tuinier, sê net vir my waar julle my Here begrawe het, en ek sal hom vat, ek sal hom na 'n ander plek toe vat, ek sal verantwoordelikheid neem. En dan al wat Jesus doen is, hy sê, Maria. En toe hy Maria se naam noem, toe weet sy, dit is hy. Vriende, so wil die Here hê, dat ons sy naam moet ken, dat ons moet weet wie hy is. Die woorde wat sê, sy naam is 'n sterk en magtige toring. Sy naam is soos balsem vir my. Jy sien, liewe vriende, wanneer jy sy naam ken, en hom ken as jou Vader, as jou verlosser, as jou vriend, as jou redder. Hy is nie net jou noodwiel nie, jou spaarwiel nie. Hy is nie net die een wat jy angstig aanroep, wanneer dinge skeef loop nie. Nee, hy is die een in wie se teenwoordigheid jy wandel. Dan, liewe vriende, kan jy na hom toe kom met net wat jy wil. En dis wat hy sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Die oproep vandag vir my en vir u is, kom nog nader aan die Here. Dis nie genoeg om hom net te ken nie. Dis nie genoeg om net te kan sê, maar ek is 'n kind van die Here nie. Hoe ken u hom? In wie se teenwoordigheid wandel u? Die negatiewe teenwoordigheid van die wêreld, of die positiewe teenwoordigheid van die Here, te midde van krisisse wat rondom u is? Mag die Here u versterk, mag hy u die krag gee, mag hy u en my die genade skenk, dat ons selfs nog nader aan hom sal leef, en dat daar ook van ons gesê kan word, omdat hy my liefhet, sal ek hom red, en sal ek hom verhoor. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u so baie, baie dankie, om net in hierdie oomblikke net weer herinner te kan word daaraan, u het nie verander nie. U is altyd dieselfde. U roep ons op om in u teenwoordigheid in te kom. U roep ons op om in u teenwoordigheid te kom bly. Daarom is dit wonderlik as die psalmdigter sê, hy wat in die teenwoordigheid van die Allerhoogste sit. Hy is nie aan die hardloop nie. Hy is nie besig met sy eie dinge nie. Hy sit. Maria het aan die voete van Jesus gesit. En u het gesê, dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek bid vandag, help ons elkeen
trek ons in tot 'n baie meer intiemer verhouding met U in Jesus naam. Amen. Amen.